Kyk, graad 7 is ons tweede laaste enetjie numeriese metkundige patrone. Nou, ek gaan net met 'n numeriese patroon die voorbeeld doen, want met 'n metkundige patroon gaan jy tog dieselfde goed toepas. Jy gaan net werk van prentjies af, né? So, die groot goed is, hoe bepaal ons reël? Want sonder ons reël is dit baie moeilik om al hierdie antwoordjies te kry. So ek het 'n voorbeeld hier, so ek gaan nou uitkom. 3 stappe, en ek gaan die stappe vinnig bespreek, want ek gaan nou vir jou wys hoe ek dit hier gaan doen ook. So, wanneer ons 'n reël moet kry vir ons numeriese of meetkundige patroon, om ons te help om die res van die antwoorde te bereken, het ons 3 stappe. Stap 1 is, ons gaan kyk wat is die konstante verskil. Hoe bou hierdie terme op mekaar, né? Hoe raak hulle meer in watter verhouding? Nommer 2 is, ons vat dan dit en ons bereken die eerste fase. So, ek het vir julle geleer, jy vat jou konstante verskil en jy gaan haal dit by die eerste posisie en jy gaan kyk wat het jy dan nog nodig om by die term aan die onderkant uit te kom. Goed. As jy dit het, dan het jy so al verreël. En na dit gaan toets jy net jou reël met posisie 2 en 3. Wat ek meeste van die keer in elk geval vir jou gee. So, dan gaan toets jy of jou reël werk. As jou reël werk vir al 3, dan het jy jou finale reël en dan kan jy dit gebruik vir jou, het sy dit numeries of meetkundige patroon. Is goed. So kom ons gaan doen gou hierdie enetjie gaan ek gou saam met jou doen as 'n voorbeeld en ek glo dit is eintlik al wat jy nodig het vir die eksamen. As jy jou reël kan bereken, gaan jy enige vraagie kan bepaal of kan bereken. So my vraagstelling is gewoonlik, jy moet vir die konstante verskil gee en dan van daar vra ek vir jy moet vir die reël bepaal en dan gee ek vir jou byvoorbeeld 'n posisie en ek vra bereken die termnommer. En dan gee ek vir jou 'n term en ek vra vir jou om die posisie te bepaal. En ek dink ons gaan dit sommer als in een slag hierso inoefen en dan is dit. Goed, so. Eerste stappe eers, kom ons gaan kyk gou ons konstante verskil. Om van 7 tot by 11 te kom, moet ons 4 bytel. Van 11 tot by 15 moet ons weer 4 bytel. So ons konstante verskil is 4. As ons nou moet gaan kyk na, so daai stap 1 uitgesorteer, stap 2 is eerste fase. 1 maal 4 is 4. Maar wat is ek nodig om by 7 uit te kom? Ek moet nog 3 bytel, right? Dan het ek 7. So ek kan nou sê, dat het lyk asof my reël is 4n plus 3. Maar nou gaan ek dit gaan toets. So ek gaan sê 4 maal 2 plus 3. 4 maal 2 is 8 plus 3 is 11. So hy werk daar. En vir posisie 3, 4 maal 3 plus 3. 4 maal 3 is 12 plus 3 is 15. Fantasties. So my reël is nou reg. Ek het my lappie kry, ekskuus. My reël is nou reg. Ek weet my reël is 4n plus 3. Maar hoe skryf ons 'n reël nie so nie? Ons skryf ende is gelyk aan 4n plus 3 of 4 maal n natuurlik. En van hier af kan ek nou my ander goed gaan bereken. So ek vra vir jou, bereken vir my hoeveel terme is daar in posisie 10. Dan gaan jy vir my gaan instel 4 maal 10 plus 3. 4 maal 10 is 40 plus 3, 43. Ons gaan vul ons sommer daar net 'n tabelletjie in. Baie maklik, so jy pas net jou reël toe. Die moeilik is die volgende een. 59 is die term. Ek vra vir jou, watter posisie is dit? En nou moet jy jou inverses gaan doen. So jy gaan 59 vat. En jy gaan eers jou 3 gebruik, maar jy kan nie plus 3 gebruik nie, hy moet minus 3 wees, né? Dis inverse, so ons gaan eers minus die 3 gaan aftrek, en dan as ons hier maal met 4, gaan ons hierdie kant deel met 4, om ons finale antwoord te kry. So 59 minus 3 is 56, wat ons nog moet deel met 4, en ons finale antwoord daar is dan 14, wat hoor inkom. En graad 7 is, vir numeriese en meetkundige patrone is dit al wat jy moet kan doen. Hier en daar kan jy dalk vir my 'n sketsie byteken, maar dit is alles voor die hand liggende eenvoudige goedjies. Jy moet vir my die konstante verskil kan bereken. Jy moet vir my kan sê hoeveel terme is daar in die volgende posisie. Jy moet jou reël kan bereken volgens ons stappe en van daar af moet jy 'n tabel kan voltooi. Hierdie is jou opsomming vir numeriese en meetkundige patrone.